Ons sit dit so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Wonderlike Hemelvader, ons dank en ons eer U dat ons vanmôre die voorreg mag hê om andermaal in U naam te vergader in hierdie plek van aanbidding, en dat ons begeerte in hierdie môre is om U te verheerlik deur U kosbare en wonderlike Seun Jesus Christus, ons verlosser en middelaar. En ons vra dat ons dit sal doen in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Dis so waar wat die woord sê, dat as U die huis nie bou nie, te vergeefs bou ons daaraan, en as U die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Vader, dis U wat U kerk bou, en U bou hierdie besondere en kosbare geskenk van Christus, die kerk van Jesus, die liggaam van Christus, deur daardie werk wat Christus aan die kruis gedoen het. En dis U wat deur U Gees oortuigingswerk in harte doen, wanneer die evangelie gepreek word, en mense oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en hulle dan lei in U kosbare waarheid. Daarom, Here, sal ons U vir tyd en ewigheid aanbid, omdat U so 'n genadige en barmhartige God is. Dankie vir U wonderlike woord, die rigtingwyser vir ons in hierdie moeilike tye, die onveranderlike, God geïnspireerde woord. En daarom kon ons woensdag aand ook daardie gedeelte in 2 Timoteus 3:16 en 17 met mekaar gedeel het, dat die hele skrif is deur God ingegee, dis deur God uitgeasem, en dit is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Here, ons het nie baie ander dinge nodig behalwe U woord nie. Baie keer sukkel ons om sin te maak van hierdie lewe, omdat ons nie tyd met U woord spandeer nie. Want die opening van U woord gee wysheid. Dit maak die eenvoudiges verstandig. En ons sal ook vanmôre in die erediens sien dat die gemeente in Philadelphia het baie gemaak van die woord. En daarom was hulle kragtig in die hand van die Here. 'n Klein gemeente, maar kragtig in die hand van die Here. Want die Bybel leer vir ons in Johannes 12:32, as Christus verhoog word, dan trek hy mense na homself, en al hoe ons U kan verhoog, is deur die prediking van die woord, want die Heilige Gees gebruik die prediking van die woord, om harte en lewens te verander. En daarom, Here, vind ons getrou, vind ons gewillig, vind ons gehoorsaam, sodat ons manne en vroue, seuns en dogters van die woord sal wees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk, van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Openbaring die 3de hoofstuk. Openbaring die 3de hoofstuk, en ons gaan daar die 7de tot die 13de vers saam lees. Soos reeds gesê vanmôre, dat ons besig is met die reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring, en ons werk so stelselmatig deur hierdie boek, en ons vertrou die Here dat hy vir ons met wysheid sal bekragtig. U moenie bang en bekommerd wees dat ons snaakse goed gaan preek in die tyd wat voorlê nie. Ek weet, daar is baie dinge waarvoor ou moet versigtig wees wanneer 'n mens deur die boek Openbaring werk. Daar is soveel mense wat met sensasie besig is en voorspellings maak, en ons gaan later daarby uitkom hoeveel honderde voorspellings al oor jare gemaak is om so bietjie meer, verskoon asseblief die woord, maar so bietjie meer oomf aan die Bybel te gee. En net so bietjie vir mense te sê, ons het kennis ontvang wat die res van die wêreld nie het nie. En ek wil vir u sê, daar bestaan nie so iets in die boek Openbaring of in enige ander boek in die Bybel nie. Ons as predikers se verantwoordelikheid is om die teks te verklaar en te ontgin en dan oor te dra aan u, sodat u kan verstaan wat die Here sê. Nie wat ons as predikers sê nie, nie wat ons gedagte is nie, nie wat ons opinie of ons kerk se opinie is nie, maar dit wat die woord binne konteks sê, sodat ons gereed kan maak om God te ontmoet. Ons het verlede week gekyk na die gemeente in Sardes. Nou hier op die kaart is dit aangebring, vriende. Hierdie praat ons van die genade dispensasie. U sal sien, dit word uitgebeeld deur 'n kerk hier. Nou hierdie is nie die EG Kerk nie. As die EG Kerk die enigste regte kerk was, gaan die hemel leeg wees. Ons gaan van mekaar met megafone moet skree om mekaar te hoor. Die kerk van die Here Jesus bestaan uit elke nasie, taal, volk en stam wat by die kruis kom kniel het en verlossing in Jesus kom ontvang het, net wedergeborenes
maak deel uit van die kerk van die Here Jesus. Hierdie 7 gemeentes waarvan ons lees in die boek Openbaring 2 en 3 was 7 gemeentes wat werklik bestaan het, maar is ook typerend van die gemeentes wat vandag bestaan, kerke en wat hulle doen en hoe hulle leef en hoe hulle optree. En verlede week het ons die ernstige waarskuwing ontvang vanuit die gemeente Sardes, toe die Here vir hulle geskryf het, julle die naam dat julle lewe, maar julle is dood. En het ek vir u gesê dat die deursnee kerk vandag eintlik maar geestelik dood is. Want Christus word nie meer verhoog nie, sonde word nie meer gepreek nie, die Bybel word nie meer oopgemaak en daaruit gepreek en verklaring en prediking gegee nie, want mense soek iets wat hulle ore sal streel, soos Paulus vir Timoteus in 2 Timoteus 4 sê. Daarom is die gebed van my hart dat ons nooit iets anders sal soek, of iets sal soek in plek van die woord nie, want die woord van God is lewend en kragtig en is skerper as enige tweesnydende swaard. So kom ons lees vanmôre uit Openbaring 3 vers 7 tot 13 en ons gaan vanmôre met u praat oor die gedagte klein, maar kragtig in die hand van die Here. Ons gaan praat oor die gemeente Philadelphia. Nou Philadelphia beteken eenvoudig broederliefde. Nou hierdie man Attielus die tweede was 'n man wat baie lief was en barmhartigheid bewys het teenoor sy broer, en dan het hy ook die bynaam gekry, Philadelphios, en hierdie stad se naam dan Philadelphia beteken broederliefde of liefde teenoor jou broeder. Hierdie stad was so 48 km suid van Smyrna gewees, en 'n baie besondere stad gewees, baie kleiner as die ander, en ook die jongste van die stede, aan wie die briewe geskryf word, maar 'n baie besondere brief aan 'n gemeente wat standvastig was in die waarheid van God se woord. So kom ons lees saam Openbaring 3 vanaf vers 7. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig, en erken dat ek jou lief gehad het. Vers 10 sê, omdat jy my woord, of die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe naam. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Pragtig hoe die Here elke keer afsluit met hierdie baie besondere woorde, wie 'n oor het, laat hom hoor. Vir u al reeds gesê, dit beteken dat ons die oor moet draai. Ons moet ons ore spits, ons moet luister as God praat, want ook van hierdie boodskap van vanmôre sal u en ek rekenskap gee. Dit is verseker so dat die Here vir ons die genadig voorreg en die geleentheid gee om sy woord aan te hoor, maar onthou, van elke boodskap wat ons hoor, sal ons rekenskap voorgee. En mag ons so luister, dat ons eendag voor die Here kan staan, om met vrymoedigheid rekenskap te gee van ons lewe, omdat hy deur sy Gees ons getrou bevind het. Nou, ons het reeds saam gebid, vriende, daarom gaan ek as teks van oordenking aan die voorhou, die 8ste vers van Openbaring 3, ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Ek praat vanmôre met u oor die gedagte, klein maar kragtig in die hand van God. Klein maar kragtig in die hand van God, en ek het vir u daar aangedui op die kaart, waar sit Philadelphia, dis die gebied vandag, soos dit daarna uitsien, en daar het Philadelphia gesit. Dit was die 6ste gemeente in hierdie roete, waar hierdie briewe dan ook aan die gemeentes gegee is.
vir u gesê, dis nie al gemeentes wat daar was nie, maar dit was die 6 uitsonderlike of uitstaande gemeentes, waarvoor hierdie briewe dan geskryf was. Die Here self het hierdie woord dan gegee, sodat die woord dan ook verkondig kon word, en elke gemeente kon weet en verstaan dat die Here sien, en hy weet wat aangaan in die harte en lewens van die gemeentes, en so ook van ons as gemeente vanmôre. Nou vriende, as ons vanmôre met u gaan praat oor die gemeente van Philadelphia, dan gaan ons kyk hoe hierdie gemeente dan ook die een van 2 gemeentes is, wat nie van die Here 'n vermaning ontvang het nie. U sal onthou in die boodskap wat ons al reeds gepreek het, dat 5 van die 7 gemeentes het 'n vermaning van die Here ontvang, en die Here het sondes in hulle midde uitgewys, en dinge wat hulle moes regmaak en moes bely en van wegdraai. Nou hierdie gemeente Philadelphia was een van daardie gemeentes wat van die Here hierdie besondere genade seën ontvang het, en ek wil amper sê hierdie kompliment ontvang het, dat hulle te midde van moeilike omstandighede staande gebly het, en ook dan die getuie van die Here was in die plek waar hy hulle geplaas het. Nou ek wil vir u sê hier van die staanspoor af, dat die gemeente Philadelphia nie 'n perfekte gemeente was nie. Dit was nie 'n gemeente wat sonder foute was nie, maar dit was 'n bruikbare gemeente, wat eenkant gesit was vir diens vir hierdie God, wat hulle vrygekoop het in Christus, en die Here het hulle dan ook gekomplimenteer en hulle aangemoedig om die werk voort te sit waarmee hulle besig was. U sien die probleem van ons tyd, ons dink ons moet eers volmaak wees voor ons die werk van die Here kan doen. Nou was baie interessant in my navorsing toe ek gelees het wat John MacArthur skryf oor die gedagte van 'n volmaakte gemeente. Hy sê, occasionally I am asked by young men seeking a church to pastor if I know of a church without any problems. My response to them is, if I did, I wouldn't tell you. You'd go there and spoil it. En dit is vir my so interessant geweest, want u sien, ons dink die kerk is 'n plek waar sondelose mense saamkom. Luister, hy sê verder in sy gesprek met hierdie jong manne. Hy sê, the point is, there are no perfect churches. The church is not a place for people with no weaknesses. It is a fellowship of those who are aware of their weaknesses and long for the strength and grace of God to fill their lives. It is a spiritual hospital for those who know they are sick and needy. U sien, mense wat tot bekering kom, wil graag deel wees van 'n Christus belydende gemeente. Mense wat uit genade gered is, weet dat hulle tot die dag van hulle dood sal stoei en stry met die vlees, die wêreld en die duiwel. Daar gaan nooit 'n punt in ons lewe aanbreek waar ons kan sê ons het gearriveer. En ons is nou hierdie heilige manne of vroue wat nooit weer deur sonde of die wêreld of die duiwel beïnvloed kan word nie. Inteendeel, ons kom Sondag na Sondag by mekaar, soos die gemeente in Philadelphia ook gedoen het, om te hoor wat sê die Here deur sy woord, en dan gehoor te gee aan sy woord, en uit te gaan om te doen wat die Here van ons vra. Daarom is dit nodig om weekliks saam met ander kinders van die Here te wees, want u sien, ons beleef dieselfde stryd, maar ons het ook dieselfde opdrag, om hier die hele wêreld in te gaan, en die evangelie te verkondig aan elke nasie, taal, volk en stam. Dis 'n groot uitdaging, want u sien, soos die gemeente in Philadelphia, so stoei ons ook met onsself. Ons stoei ook met die omstandighede waarin ons onsself bevind. Ons bly ook in 'n land, Suid-Afrika, met al die uitdagings wat daarmee gepaard gaan. Maar u sien, deur God se gees en die instaatstellende krag van sy gees, en deur die waarheid van sy woord, leer hy ons hoe om anders te wees. Ons is nooit beter as ander mense nie. Ons is anders, omdat Christus Jesus ons nuut kom maak het, en ons kom leer hoe om te leef as burgers van die hemel. Dis wat die gemeente Philadelphia so besonder gemaak het, die broederliefde, die samehorigheid, hierdie een wees in Jesus, en ten spyte van verskille wat daar onder die gemeentelede was, het hulle dit oorkom om dan by die sentrale punt uit te kom, naamlik Christus en hom as gekruisigde, en om sy evangelie dan ook uit te dra.
Nou ons gaan vanmôre na 3 gedagtes kyk. Ons gaan kyk na die bemoedigende en verblydende aankondiging, die aanmoediging om te volhard, en dan die heerlike en lieflike vooruitsig wat vlak voor die deur gelê het. So kom ons val weg en ons kom by die bemoedigende en verblydende aankondiging. Ons lees daarvan in Openbaring 3 vers 7 en 8. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Nou ek moet vir u sê, dit is vir my elke week 'n voorreg om in die studeerkamer te wees, en dan die woord voor te berei. Nou, ek probeer al reeds die maandag begin met die boodskap, sodat hierdie waarheid wat God in sy woord vir 'n mens oopmaak, deur navorsing, nie net iets is wat in die kop vassit nie, maar iets wat in die hart afsaak, sodat ek aan u met blydskap en vrymoedigheid kan sê, wat sê die Here. En ek moet vir u sê, hierdie studie was vir my verrykend, en glo ek ook, dit sal vanmôre vir u wees. En u moet saam met my volg, en aan die einde, as daar enige vraag is u baie welkom om te vra. Ek is beskikbaar, en u kan dan ook die vraag vra, en ek sal dit vir u probeer beantwoord. Nou, ons het vir jou reeds gesê, in die boodskap wat verby is, die engel staan bekend as die leraar of die leier in die gemeente. Skryf aan die engel van die gemeente, God is die hoof van sy kerk, Jesus Christus is die een wat mense vrykoop met sy bloed, maar hy stel ook ouderlinge aan, die lerende ouderling, wat die predikant is, en die dienende ouderlinge, om dan ook toesig te hou oor sy kerk en sy kudde. Sy woord is altyd die barometer. En ons kan nie die kerk verander na willekeur nie, ons moet bly by die standaarde van die woord, en dit dan ook uitleef. Nou hierdie leraar moes aan hierdie gemeente die brief voorlees, wat Johannes dan ook van die Here ontvang het, om vir hulle te gee, soos al reeds vir u gesê. Nou, ons het vir u gelees, dat skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige. Nou hierdie heilige vriende, dui op niemand anderste, as die Here Jesus Christus self nie. Gaan lees Openbaring 1, hoe die Here Jesus aan Johannes op die eiland Patmos verskyn het. Nou hierdie heilige dui op Jesus se godheid. Nou daar is baie kerke wat sê Jesus was 'n goeie profeet. Hy was 'n goeie man, hy het wonders gedoen, hy het tekens gedoen, hy het mense gesond gemaak, hy het voedsel aan mense verskaf. Luister, as dit is wat Christus vir jou is, dan mis jy die punt van Christus. Hy is die heilige van God. Hy is God wat mens kom word het. Daarom is die Christelike godsdienst uniek. Daarom kan ons nie met ander godsdienstige groepe handvat nie, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat Jesus Christus God is wat mens kom word het. Nou die vleeswording van Christus is nie vir ons altyd verstaanbaar, in die sin dat God bereid was om mens te word nie, maar daar is genoeg in die Bybel om ons daarvan te oortuig en sekerheid in ons harte te gee, dat die Christus van die Bybel God is en niemand anders nie. U kan gaan kyk na die titels van God in die Ou Testament en hoe dit ook gebruik word vir Christus in die Nuwe Testament. Nou hy is nie net die heilige nie, maar hy is ook die waaragtige. In Engels staan daar, he that is true. Met ander woorde, die waarheid. Met ander woorde, Johannes sê vir die gemeente, die heilige God, wat waarheid in homself is en het en gee, is die een wat hierdie boodskap aan julle kom verkondig. En wat sê Johannes 14 vers 6 oor Jesus? Jesus antwoord self en sê, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my. En ek wil vanmôre hier vroeg aan die begin van my boodskap vir u sê, en u wat inluister vanmôre, en u wat hierdie boodskap sal hoor terwyl die boodskap versprei word, as jy vanmôre nie ag gee op hierdie waarheid nie, dan sal hierdie boodskap van vanmôre teen jou in die ewigheid getuig, dat jy 'n ander weg na God gesoek het, en nie deur Jesus nie, en elke ander weg sal teleurstel. Hoor wat ek hier sê, Christus kom en hy plaas hierdie absolute eis op die gehoorsaamheid van die gemeente,
en van die kerk van die Here Jesus, dat hy die enigste weg is, deur wie ons na God toe kan gaan. Daarom is daar so haat vir die Christelike godsdiens, omdat mense sê ons is arrogant, omdat ons sê daar is net een weg na God. Luister, daar is miskien baie paaie na Rome, maar daar is net een pad na God. En dis deur die Godmens, Jesus Christus. Nou hierdie studie was vir my baie interessant, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit en hy sluit en niemand maak oop nie. Met ander woorde, dit is wat Jesus vir Johannes sê, om aan die gemeente in Philadelphia te sê. Nou wat beteken die gedagte van die sleutel van Dawid? Nou hier is so 2-3 gedagtes wat ek gou met u gaan deel. Dit was vir my geweldig interessant om te sien hoe Johannes ook aan hierdie gemeente hierdie waarheid deurgee. U sien vriende, in die Ou Testament was daar 'n sleuteldraer van die paleis gewees. Het u dit geweet? Dit staan in die Bybel, ek lees vir u. In Jesaja 22 vers 20 lees ons eers van Sebna, wat die sleuteldraer van die koning se paleis was, maar hy was ontrou en die sleutel word gegee aan die man Eljakim. En ek lees gou vir u. En in die dag sal ek my knegt Eljakim, die seun van Hilkia, roep, en ek sal hom jou gewaad aantrek en hom gord met jou gordel, en jou mag sal ek in sy hand lê, en hy sal vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda 'n vader wees, vers 22. En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Onthou hier verlede week wat ek vir u gesê het. Baie mense sê dat die Ou Testament nou verval het, en ek het vir u gesê, daar is die Nuwe Testament se hoeveelheid, en hier is die Ou Testament. Ons kan nie die Nuwe Testament verstaan, as ons nie eens die Ou Testament lees nie. Daarom het die Here een skrif vir ons gegee. Die hele skrif is deur God ingegee. Al 66 kanonieke boeke. En wat moet ons doen? Lees, vergelyk, en sien hoe God sy waarheid vir ons oopmaak. Nou Eljakim was die man, wat die reg van die koning ontvang het, dat hy die paleis kon oopsluit vir wie hy wou, en toegang geweier het vir wie hy wou. En nou kom Jesus en hy maak het van toepassing op homself, en u moet tog die gedagte volg, want u sien die gedagte is 2 en 3 ledig, as ons daarna gaan kyk vanmôre. Soos Eljakim die een was, wat die toegang tot die koning se paleis beheer het, soos Jesus die een wat die sleutel van die koninkryk van God in sy hande hou. Hy is die een wat gesterf het. Hy is die een wat sy lewe gegee het. Hy was die initieerder van die verlossingswerk. Dit was nie iets wat 'n mens uitgedink het nie. Daarom verstaan ek nie dat mense so baie van mense maak in die verlossingsplan nie. So asof ons die goeie gedagte gehad het, dat God van sy troon moes afkom, mens kom word het, en aan 'n vloekhout moes sterf. Die Bybel sê dat Christus die een is, wat die sleutel van Dawid het, en het verwys na die oop en toesluit van die koninkryk van God. En hierdie gedagte was vir my aangrypend volgsaam. Mense vra dikwels hoeveel mense sal gered word. En dikwels sê mense dit lyk so min, en of die hemel eendag maar leeg sal wees, as ons na die goddeloosheid in die wêreld kyk. Vriende, luister, Jesus sal aan die einde van hierdie bestel 'n 100% suksessyfer hê. Waarom sê ek so? Hy het nie sy kosbare bloed verniet en te vergeefs gestort nie. Moet tog nie dink, hy het aan die kruis gesterf met die hoop, dat dooie sondige mense tog vir hom 'n kans sal gee, een of ander tyd in hulle lewe nie. Hy het nie sy kosbare bloed vergiet en te vergeefs gestort nie. Ek lees vir u wat staan in Jesaja 53, en dan moet u die legkaart sien hoe dit in mekaar inpas, want dit is so kosbaar. Want die Here gee ook later vir Petrus die sleutel. Onthou u? Ons gaan bietjie daarna kyk. Jesaja 53 vers 10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel, dit is Christus te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal
hulle skuld dra. Wat beteken hierdie vers? Gaan doen u studie op u eie. Hierdie vers beteken eenvoudig, vriende, dat Jesus nie gesterf het met die hoop dat sondige mense wat dood is in hulle sonde en misdade hom 'n kans sal gee nie. Hy het gesterf om sy bruid te red. Soos 'n aardse bruidegom sy bruid kies, so kies Christus sy bruid. Volg saam. Dr. Woody Buckham skryf, hy sê, how many people are going to heaven? The exact number that God chose before the foundation of the world. Not one more, not one less. En hier kom die waarheid nou. Die vraag is, hoe weet ek dat God my gekies het? Die antwoord, het jy al in sonde, belydenis en berou geroep om genade en vergifnis. Dis al hoe jy sal weet. Daar is kerke wat sê, God het gekies, en ons kan maar aangaan met ons lewens, ons kan leef soos ons wil, ons kan maak wat ons wil, ons kan doen wat ons wil, ons is verbondskinders, en ons sal die hemel smaak, jy sal die hemel nie smaak, as jy nie by die kruis van Golgotha sonde, belydenis en berou gehad het nie, as die Heilige Gees nie vir jou lewe kom gee het, en jou 'n nuwe mens gemaak het nie. Jy sien, dit is die kosbaarheid van hierdie sleutels van Dawid, wat Christus in sy hand het. Ek het hierdie week daarin gedink, hoe arrogant mense kan wees. Ek kan vir my 'n aardse bruid kies, maar die oomblik as God vir hom een kies, dan is ek up in arms, dan wil ek veg teen God. Hoe durf hy, sis, en hoe durf hy so? Hy kies sy bruid deur sy seun, wat aan die kruis gesterf het, en die Bybel sê vir ons, dat as ons na hom toe kom, hy ons nie sal uitwerp nie. Moenie 'n verskoning soek, omdat jy eendag in die hemel nie gaan wees nie, deur te sê, maar ek glo nie ek is deur God gekies nie. As jy vanmôre die woord hoor, buig in gehoorsaamheid, roep om genade, en hy sal jou siel red. Maar verder wil ek vir u dit wys. Hy sê wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. U sien, dit dui nie net op redding nie, maar ook op evangelisasie. Want hoor wat gebeur. In Matteus 16 vers 19 sê die Here vir Petrus die volgende: en ek sal jou die seëls van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Nou dit het niks te doen met die ou apostelse priester, wat as jy hom kwaad maak vir jou sê, nou sluit ek die hemel vir jou toe. En nou sê jy verdoem en jou gesin is verdoem nie. Soos 'n ander man vir my gesê, toe sê hy vir die apostel, gee die sleutel, en hy sê, ek sluit hom nou vir myself weer oop. Nou dis glad nie die debat waaroor hierdie Matteus 16 gaan nie. Wat is die sleutels wat Jesus aan Petrus gee en aan die kerk gee? Wie kan gou vir my sê? Die evangelie. Dis die sleutel wat oopsluit. Want die Here sê vir ons baie duidelik, vriende, dat ons alleen deur die evangelie gered sal word. Oningeligte mense vra, waarom moet ons evangeliseer as die Here klaar vir hom 'n bruid gekies het? Antwoord, omdat hy die opdrag gee. Ek is vanmôre nie hier omdat ek nie werk gehad het nie. Ek was redelik suksesvol in die werk wat ek gedoen het. Ek is hier omdat God my geroep het om vir u te sê dat hy genadig en barmhartig is en dat hy jou siel wil red. Ek weet nie vanmôre wie hy sal red nie. Ek weet nie wie tot bekering sal kom nie. Maar dit is vir God. En daarom moet ons deur die evangelie hierdie kosbare uitnodiging gee, dat Jesus red en hy maak vry van sonde. Dis die blye boodskap. Jesus is die redder. 1 Korintiërs 16 vers 8. Paulus sê, maar ek sal in Efese bly tot Pinkster toe, want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan, en daar is baie teestanders. Kinders van die Here begin die evangelie verkondig, en dan kry hulle teestand, dan sê hulle, ek weet nie hoekom dit so moeilik is om die Here te dien nie. Ek weet nie hoekom dit so swaar is nie. Ek gee dan goeie nuus aan sondaars op pad na ewige verdoemenis toe. Luister, jy's 'n sondaar uit genade gered, wat die evangelie aan sondaars bring. Dank die Here, jy's nog nie gekruisig nie. Hulle het Jesus doodgemaak. Hy was sondeloos en hy het vir hulle gesê, julle moet gered word, en hulle sê, weg met hom.
Wat is die probleem? Die sonde in die mens se hart. Ons het gisterand by ons huisgodsdienst begin met die boek Habakuk. Wat is die probleem met die mens deur die eeue? Ons glo nog steeds die leuen wat die duiwel vir Eva vertel het, jy sal soos God wees. Ons wil God speel oor almal en oor alles en oor God self. Hy is nie beskikbaar daarvoor nie. Hy is God en hy maak kragtige deure oop vir sy evangelie. Kolossense 4 vers 2 sê, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging en bid tergelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is. Waarom bid ek dat die deur sal oopgaan vir die verkondiging van die evangelie? Eenvoudig omdat God se opdrag is. Ons draai nie sy arm as ons bid nie, ons voer sy opdrag uit en hy doen die res. Dis vir my so aangrypend toe ek hierdie gedeelte voorberei en een prediker het dit baie mooi geskryf. Dis tyd dat ons God weer God sal laat wees. En ons weer sal besef wie ons is. Hoor gou, die Here skuld jou nie redding nie. Hy skuld jou nie 'n goeie lewe nie. Hy skuld jou nie gesondheid nie. Hy skuld dit nie vir my nie. Dis sy genade in Christus, wat vir ons dit gee soos hy wil en soos hy oopsluit en soos sy genade aan ons beskikbaar word. Hy sê verder vir hulle, jy het min krag, hierdie geredde mense, wat deur die evangelie by die kruis uitgekom het. Die Here sê vir hulle, julle het min krag. Nou vriende, wat beteken hierdie gedagte van min krag? Ek het in hakies geskryf, hulle is klein. Hulle is klein gewees. Min in getal, ek lees vir u. Openbaring 3 vers 8, ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag. Die gedagte hier van min krag, dat juis op die grootte van die gemeente. Philadelphia was 'n klein gemeente, min in getal, maar groot in krag. Toe ek hierdie gedagte bestudeer, toe besef ek, die Here se werkswysheid nog nooit verander nie. Kyk dwars deur die geskiedenis. Dit was reg deur die Bybel 'n beginsel van God wat hy handhaaf. In die Ou Testament vind ons Abraham, Isak, Jakob, enkelinge, mense wat soms gesondig het, wat weggedraai het van hulle sonde en opnuut erken het en die altaar opgerig het en gesê, Here, U is God en help my om vir U 'n getuie te wees. Maar ons sien nie die massas nie. Die Bybel leer vir ons in die Nuwe Testament, daar was 12 disippels. Een prediker skryf en hy sê, as ons suksesvol meet aan die getalle in ons kerk, dan was Jesus seker die onsuksesvolste prediker ooit. Want hy het maar 'n handjie vol gehad wat hom gevolg het, en die Bybel sê op Pinksterdag was daar ongeveer 120 wat gebid het vir die uitstorting, eintlik nie gebid het vir die uitstorting nie, gewag het op die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees. Wat sê ek as mense groot kerk het, is hy verkeerd, is hulle met dwaalleringe besig? Verseker nie. Ek dink daar is kragtige predikers en manne wat deur God geseën word met die gawe van lering en hulle gemeentes groei en neem toe. Maar ek wil vir u sê, die meeste groot kerke is besig met 'n voorspoedsteologie. Die meeste kerke is besig met hierdie ek wil en ek wil hê en God skuld my. En dis presies hoe mense dit wil hê, want die vlees soek wat hy wil hê, terwyl die evangelie sê, jy moet aan die einde van jouself kom en jy moet Christus volg en hom dien. So hierdie gemeente was klein, maar hulle was kragtig in die hand van die Here, en ek het so gedink aan Benoni gemeente. Ons kom nie net van Benoni nie, ons het ouens in Benoni, my een vriend daar in Namakwa-land sê vir my, hoe gaan dit daar by jou in Bobbejaan wêreld? Nou ek weet nie wat hy bedoel nie, maar ek sê elke keer vir hom, nee, wat dit gaan nog goed, ons byt nog vas, ons hang nog aan 'n tak, nee, maar die gedagte is net in Benoni, in Boksburg, in Brakpan, in Pretoria. Ek vra vir jou vanmôre, wat doen jy vir die koninkryk van Christus? Wat doen ek? Is jou hart so ingestel om wanneer jy daar by die parkeerterrein stop en daar die swart man vir jou wys, jy kan maar uitkom en jy kan maar ry, dat jy miskien 'n traktaatjie in sy hand sit en vir hom sê, luister, lees dit en maak seker jy ken die Here Jesus as saligmaker.
As ek weer verbykom, vra my, dat ek jou vraag kan beantwoord. Doen ons dit? Ons het nie nodig om massas te hê, om die koninkryk van God uit te brei nie. Hy gebruik eenvoudige, geringe mense. Hy soek nie mense wat eers by 'n punt van sondelose volmaaktheid uitkom nie, want ek en jy gaan nooit daarby uitkom nie. Hy soek mense wat elke dag sê, Here, ek sterf aan myself, ek neem my kruis op en ek volg U. Gebruik my soos U wil, wanneer U wil, waar U wil. Maar verder sê die Bybel ook, jy het my woord bewaar. Pragtig, jy het my woord bewaar. Jy het min krag en jy het my woord bewaar. U sien Johannes 14:21. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. Nou gee ek so ietsie weg van vanaand se boodskap. Is jy dalk 'n ateïs en jy weet nie eens daarvan nie? Want luister wat sê die Bybel. Wie my gebooie het en die bewaar, dis die wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Ek wil vanmôre vir u sê, en asseblief, ek gooi nie klippe nie, en ek is nie besig om hier dinge te sê, en uit my duim uit te suig nie, maar ek wil vir u vanmôre sê, dat die oorgrote meerderheid van kerke in Suid-Afrika verval het in die sin, dat hulle die woord nie meer bewaar, en die Here nie meer lief het in die bewaring van die woord nie. Daarom sal jy van kansels vanmôre allerhande boosheid hoor, waar sonde goed gepraat en goed gekeer word terwille van mense. Daarom kry jy homoseksuele predikante vandag wat preek, en niemand sê niks daaroor nie, want die pastorie mamma en papa is in die huis en is in die kerk, en hulle is besig om die evangelie te deel. Hoe wonderlik, hoe lieflik dat God twee man saamvoeg, in 'n liefdesband om ons gemeente te bedien. Hoe terg ons God net nie. En niemand sê niks nie. Die dominee wat oreer is nie 'n probleem nie. Alhoewel die woord hom diskwalifiseer van die amp, het ons nie 'n probleem nie. Ons sit hom 3 maande af met vol salaris, en dan is hy so treffende man. Hy is so flamboyant, kom ons skryf vir hom 'n nuwe gemeente, dat ons net die geld vir ons synode verloor nie. Ag, ons kry in die kerk die alkoholist wat tuis voel in die kerk, wat niemand spreek hom aan oor sy sonde en sê vir hom, daar is vir jou verlossing nie. Daar word eerder gesê, luister, daar is 'n chemiese wanbalans in jou brein, en jy is so gebore en jy sal so doodgaan, en God het jou lief, net soos jy is. Nou wil vir u sê, as dit is wat die Bybel sê, dan wil ek nie meer môre of oormôre in die bediening wees nie. Dan het ek niks goeie nuus vir u nie. Dan is ek eintlik vanmôre om vir u te sê, jy gaan in jou sonde lewe en jy gaan jou sonde sterwe. En jy gaan die hel beerwe, want God het nie vir jou oplossing nie. Maar waarom is ek hier na 19 jaar? En waarom preek ek nog steeds hier die waarheid? Omdat die Bybel sê, dat as ons sy woord bewaar, en hoe kan ons sy woord bewaar? Deur sy gees wat in ons woon, en ons daartoe in staat stel. Die goddelose vind God se woord vervelig. En hulle raak verveeld by die lees van God se woord. Waarom? Want hulle het nie die gees van God nie. Dis dieselfde, jy lees 'n ander man se liefdesbrief. Jy lees hoe daar die ou skryf vir hierdie meisie van hom, joh, ek like jou, en jy so grand, en jy so sis en so. Jy dink by homself, hoe soppie is dit? Gooi dit neer. Maar as hierdie brief vir jou geskryf was, het jy hom gelees en hoendervleis gekry, en jy het gedink, wow, kan hierdie vrou of hierdie man so lief wees vir my, as jy nou 'n man of vrou is, né? Jy verstaan die gedagte. Iemand wat deur God gewederbaar is iemand wat God se woord lief het. En ek wil vir u sê, baie keer lees ek die Bybel, en trane loop oor my wange. Ander kere kry ek hoendervleis om te dink, wat God vir hierdie wêreld berei het. Ek lees die boek en ek eet hierdie boek, want God se gees maak dit lewend. Jy het my woord bewaar. En hulle wat my woord bewaar, dis die wat my lief het. Vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Ek het dit baie duidelik groot in rooi gesit. Ons kan die rooi vir 'n slag sien, hè? 'n Kerk of gemeente wat nie baie van die woord maak nie, kan verseker nie kerk van Jesus genoem word nie. So 'n kerk of gemeente het geen reg of rede tot voortbestaan nie. 'n dokter so tyd terug
sit ek in sy spreekkamer en ons begin praat en hy hoor ek is 'n predikant en ons kom by die kerk uit en hy vra vir my rondom, jy weet, hoe gaan dit in die kerk en ons kom by kermis en verkopings en veilings en ek weet nie wat alles uit nie, ek kan nie alles onthou nie, maar ek sê vir hom, nee, ons hou dit nie by ons kerk nie. Hy sluk amper sy stetoskoop in. Wat bedoel jy hou dit nie by jou kerk nie? Ek vra hom, dokter, ek wil jou 'n vraag vra, antwoord my gou. Jou ontvangsdames, verkoop hulle Saterdag worsrolletjies hier by jou spreekkamer, en bak hulle so 'n bietjie pannekoek vir die mense wat hier na toe kom. Hy sê vir my, nee. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, want ek is 'n dokter. Ek sê, o, en ek? Ewe skielik moet ek kermis hou en ek moet verkopings hou om die deure oop te hou. Luister, as mense lief is vir God, sal hulle gee dat die deure oopgehou word. As hulle nie lief is vir God nie, sal die deure toemaak en God sal verheerlik word. Luister, die kerk is nie 'n besigheid wat ons in die gang moet hou om vir mense te wys ons is nie swakkelinge nie. Kerk is 'n plek wat baie maak van die woord van God en God maak baie van sy woord deur Christus te verhoog, mense na Christus te trek en as mense lief is vir Christus, dan gee hulle vir sy saak. Niemand hoef af te pers by hulle nie. Dis die beginsel van die Bybel. Maar kom ons gaan na die volgende punt toe. Jy het nie my naam verloon nie. Pragtig, Openbaring 3 vers 8. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Wat beteken dit? Ek het hierdie week so intens daaroor gedink. Hierdie vriende is 'n baie duidelike aanduiding dat iemand wat aan die Here behoort tot die einde toe getrou sal bly, al is die stryd ook hoe fel. Ons praat van die volharding van die heiliges. Romeine 8 vers 38 sê vir ons, want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Nou as jy nie seker kan wees van hierdie waarheid nie, dan bou jy miskien op die sand. Want ons sekerheid lê nie in onsself nie. Dis nie ek wat heeltyd vashou aan die Here en ek voel hoe begin my hand gly van die sweet en ek dink myself nader hang ek aan my een vinger en ek dink myself, gaan ek dit maak nie? God gryp my hand die dag as hy my red en hy sê, ek sal jou nooit uit my hand laat glip nie. Ek is versekerd, sê Paulus, hoor gou die dood of hierdie lewe, of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge, hoogte of diepte. Met ander woorde, Paulus sluit alles in die hemel of op aarde. Daar is niks wat ons kan skei van God se liefde nie. Daarom praat ons van sekerheid van saligheid. Want sekerheid van saligheid is nie gesetel in my vermoë om dit te behou nie, maar in die God wat my geroep, gered en vrygemaak het. Is my so besonder, daar is so baie wat stof opskop die afgelope tyd oor die inentings, en dat mense mislei kan word om die merk van die dier te neem, en so verlore te gaan. Jy weet mos nou van die nuwe ding, as jy nou hulle sê die jab, nou as ou my jab gaan vir hom terug jab, nee? Maar as hy my inspuit, dan sal ons nog 'n bietjie praat daaroor. Maar hulle sê, as jy die inspuiting vat, kry jy eintlik een of ander microchip hier binnekant, en hy gaan na jou brein toe hier, en ek wil sê, die duisende loop agter hulle aan, en sê, julle klomp wat die jab gevat het, julle ouens gaan hel toe, julle die merk van die dier, julle is verdoem, en julle sal nooit God sien nie. Luister, ek wil vir u sê, ek gaan nie vanmôre praat oor die inenting nie, dit gaan my eintlik aan wie ingeënt is of nie ingeënt is nie. Dis nie 'n saak van hemel of hel nie. As jy vanmôre dink is 'n saak van hemel of hel, dan is jy met verkeerde teologie besig. Want die teologie van die Bybel is, ken jy Jesus of ken jy hom nie? My seun sê vir my, toe hy Amerika toe moes gaan, eintlik voor hy daarvan af gekom het, moes hy eers sy inentings gekry het, voor hy kon uitgaan en voor hy weer kon terugkom. En hy sê vir my, pa, dit was my 'n moeilike saak gewees. En ek sê vir hom, hoekom? Hy sê vir my, want hulle vat eindelike mense vryheid weg, en ek praat bietjie met hom maar oor, en hy is nou nog nie 'n roubord nie, hy is nog steeds ons seun, en hy is weer terug in Amerika, en hy het vir ons gister 'n video gegee, hy het ons gister 3 keer gebel, en ek sê vir hom, verlang jy? Hy sê, pa, man, heel nie. Die gedagte wat ek vir u wil deurgee,
Mense loop op hol met enige iets, en ons gaan daaroor praat wanneer ons kom by die merk van die dier. Ek kan nie vanmôre breedvoerig daaroor praat nie, maar ons gaan vir u wys waarom niemand mislei kan word in die ontvang van die merk van die dier nie. En hierdie inenting is nie die merk van die dier nie, moenie dat leraars vir u leuns vertel nie. Want hulle is met boosheid besig en nie met die Here en sy waarheid en sy woord nie. Want iemand wat waarlik gered is, sê die Bybel, is Bybels onmoontlik dat hy mislei kan word in die aanbidding van 'n vreemde God of die merk van die dier ontvang. Nou kan jy vanmôre vir my sê, ja, ou Gerard, ek hoor wat jy sê, maar ons ken vir Piet, en Piet was in hierdie gemeente, en hy het vir 11 jaar die Here gedien. Hy was 'n diaken, en hy was 'n ouderling, en hy het af en toe waargeneem op die kansel, en vandag dien hy die duiwel. Sien jy, iemand kan sy saligheid verloor, iemand kan verlore gaan, iemand kan mislei word, en later van 'n kind van God na 'n kind van die duiwel weer oorgaan. Ek wil vir u sê, u tas mis, wanneer u die skrif so interpreteer. Want hoor wat sê 1 Johannes 2 vers 19. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons was nie. Iemand wat gered is, sal volhard tot die einde toe. Want die Heilige Gees sal in jou bly werk en uitroep, Abba Vader. Dis hulle wat die Here nooit geken het nie, wat vir 'n tyd lank vir ons kan voorgee, en vir 'n tyd lank die masker kan dra. Sê vir my, Judas Iskariot, is hy nie 'n pragtige voorbeeld nie? Nie een van die ander apostels het gedink Judas sou Jesus verraai het nie. En die aand, by die aandmaal, sê die Here vir hom, jy is die man wat my sal verraai, en hy gaan uit, en die disippels het nog steeds nie geglo dat dit Judas was nie, hulle het gedink dat hy brood moes gaan koop het. Daarom wil ek vir u sê, iemand wat waarlik 'n kind van die Here is, sal nie mislei word in die ontvang van die merk van die dier of verlore gaan nie. Dit was die belofte aan die gemeente in Philadelphia ook. Baie duidelik het die Here vir hulle kom sê, dat julle sal in die genade bly, en ek sal julle vashou in hierdie genade, en julle sal nie verlore gaan nie, en julle sal nooit my naam verloor nie. En jy moet onthou, in die tyd van die gemeente in Philadelphia, was afgodediens aan die orde van die dag. Afgodediens was deel van mense se bestaan. Daar was menigte van afgode. En te midde van hierdie stryd, het hulle soos 'n seer oog uitgestaan, omdat hulle nie gebuig het voor die afgode nie. En die Here sê, ek sal seker maak, dat julle my naam nie verloor nie, want ek woon deur my gees in julle. Luister, as jy vanmôre dink, jy hou jou saligheid vas, dan mis jy die doel van Christendom. Die goeie werk wat hy begin het, sal hy voleindig. En nou sit ek met 'n krisis. En die krisis is die tyd. Ek gaan nou afsluit. Daar's nog baie om te sê, maar ek gaan afsluit. Hoor dit staan in Markus 13:20. U wat saam met ons die Bybelleesprogram volg, sal onthou ons het hierdie week Markus 13 gelees, né? Hoor dit staan daar. Gaan oor die verdrukking. Dit gaan oor die moeilike tye wat oor die wêreld kom. Hierdie tyd waarvan die Bybel praat, die 7 jaar van groot verdrukking. Wanneer dit gaan wees, weet ons nie, maar die Bybel sê, as die Here die dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie. Maar ter wille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae verkort. En as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar moet hulle nie glo nie, want daar sal valse Christus en valse profete opstaan, hoor nou, en hulle sal tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Die geredde sal miskien sien, en hulle sal sê, wow, en die Gees sal vir hulle sê, valse profeet. Luister, as jy jou verdiep in God se woord, kan jy soos 'n blinde man met 'n stok aanvoel as mense nonsens praat. Maar weet jy waarom val ons vir al die leuns? Want jy praat met die meeste Christen, dan sê van, hoor, die mag gaan vir oor by die boek Micha. Micha. Ek weet nie, my Bybel blaai ek klou vandag aan mekaar vas. En dan soek hulle Micha, vriende, hier agter, asof daar agter 'n inhoudsopgawe is. Inhoudsopgawe is voor, hoor.
Dan kyk hulle voor en dan sê hulle, o Micha, daar's Micha. En dan maak hulle oop en dan begin jy lees, dan sê hulle, maar dit staan nie in my boek nie. Dan sê jy, ja, want jy is by naam. Ons lees uit Micha. Hoe gaan ons staande bly as dit ons gesindheid teenoor die Bybel is? Weet jy, hoekom is ons gesindheid so teenoor die Bybel? Want die meeste kerke maak nie baie van die boek nie. Hulle sê hierdie boek is 'n antieke boek. Dis geskryf aan mense wat met perde en donkies gery het. Daai mense wat met perde en donkies gery het, is presies dieselfde mense wat vandag met Ferraris en met vliegtuie ry. Hulle bose hart is dieselfde. Niks het verander nie. Daarom het ons 'n verlosser nodig. Sy naam is Jesus Christus. Of jy nou op 'n donkie gery het en jy sterf sonder Jesus, gaan jy hel toe. En of jy met 'n Ferrari gery het en jy sterf sonder Jesus, jy gaan hel toe. As jy gered is, sal God jou in stand hou. Hy sal jou veilig in sy hemel aanbring. Gaan doen self u navorsing. Die Bybel is vol daarvan dat die Here wat ons red, ons in stand sal hou. Niks en niemand sal ons kan mislei in die aanbidding van 'n ander of vreemde God nie. Nou gaan ek afsluit, vriende. Die volgende punt gaan nou oor ons verantwoordelikheid om te volhard. Maar daar's nie tyd nie. Maar dis omtrent wat ons vanmôre gaan hanteer. Watter bemoedigende boodskap. Die gemeente in Philadelphia, hulle is klein, maar kragtig in die hand van die Here. Die Here beloof dat hulle getrou sal hou, dat hulle nie sy naam sal verloon nie, dat hulle veilig in die hemel sal aanbring. En dis wat ons vanmôre voor tyd het. Daar is nog omtrent so 15 ander skyfies, maar dit sal ons hou vir volgende week, nee, die week daarna. Maar dink oor hierdie boodskap, as daar enige vraag is u welkom om te vra. Kom ons bid saam. Hemel Vader, ons het nie tyd gehad vir alles wat ons vanmôre moes deel met u gemeente nie. Maar al wat ons weet is dat u die een is wat deur u woord tot ons harte spreek. Daar is nie 'n volmaakte gemeente nie. Daar is nie 'n sondelose gemeente nie. Daar is geredde mense wat uit die sonde vrygemaak is en sê, ek wil my hele lewe wy aan die een wat my gekoop het, met hierdie kosbare prys. Soos 1 Petrus 1:18 en 19 sê, ons is nie vrygekoop deur verganklike dinge soos silwer of goud nie, maar deur die kosbare bloed van die lam, soos een sonder gebrek. Vader, dit het u seun se lewe gekos om ons van die hel vry te koop. Daarom is ons verantwoordelikheid om nou te lewe vir die een wat ons vrygekoop het. Ons werk nie vir ons saligheid nie, ons leef in dankbaarheid omdat ons hierdie saligheid gratis en verniet ontvang het. Uit genade gered deur die geloof. Nou bid ek, Here, dat ons deur u Gees ons goddelike verantwoordelikheid sal nakom deur u woord te lees. Sonde te staan met alles wat in ons is. Here, deur gebed ons hartsbegeertes aan u bekend te maak en deur gewillige voete uit te gaan om die evangelie van Jesus uit te dra. Vader, vind ons getrou deur u Gees ter wille van u seun Jesus Christus. Ons komende bruidegom wat ons vrygekoop het van hierdie sonde en hierdie komende oordeel wat sal kom. U is wonderlik, u is aanbiddingswaardig. Ons loof u en ons prys u naam. Amen.